that saved a wretch like me. Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gebeur het bykans 2000 jaar terug, vir elke mens. Skrif sê vir ons, van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dit is so belangrik dat hierdie boodskap behoort aan alle mense. As ek nou, sit ek net en dink, as ek nou die vraag sou vra, daar is iets wat alle mense wil hê, maar wat niemand kon verkry nie. Maar Jesus het dit vir ons gegee, hy het dit vir ons gedoen, die oomblik as ek dit glo, dan word dit myne. Wat sal dit wees? En dit is die ewige lewe. Jy sien, die hele werklikheid gaan daaroor, dat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, ons sit baie keer, en kyk ons het nou vorige keer gepraat oor die boom wat die vrugte dra, en wanneer jy dan sien dat iemand, dit lyk vir jou nie na goeie vrugte nie, dan is die probleem nie by die persoon nie, die probleem is by die boom. Van watter boom is hy? Van watter boom het hy geëet? Die boom van die lewe of die boom van die kennis van goed en kwaad? En dit is vir my baie belangrik. Ons kyk so baie, daar's so baie dinge wat ons doen, en almal van ons doen al verkeerde dinge in ons lewe, en daar's party mense doen meer, en party mense doen minder. Maar die belangrikste, dit gaan nie noodwendig oor dit wat jy doen, en dit wat jy nie doen nie, en dit wat jy verkeerd doen in jou lewe nie. Ek sê nie daarmee dat jy mag nou aanhou verkeerde dinge doen, en dit wys net weer vir ons, waar staan jy rondom die werklikheid van geloof. So het gaan nie oor wat jy verkeerd doen in jou lewe, die verkeerde dinge in ons lewe nie. Dit gaan oor wat jy glo, die hele werklikheid, en dit is waarmee ons eendag voor God gaan staan, waar Hebreërs 9 sê vers 27, dat alle mense is bestem om eenmaal te sterf, en dan gaan ons voor God staan, en dan gaan dit nie oor baie vrae en wat jy gedoen en al die goed, dit gaan, het jy geglo? Geloof is 'n oortuiging. Was jy oortuig dat dit wat Jesus vir jou kom doen het 'n werklikheid was, het jy dit aanvaar. En dit is die werklikheid. Nou, die oomblik wat jou geloof reg is, die oomblik as jy reg glo, dan sal die geloof jou dinge verander wat verkeerd is. Jy sien, ons wil die kar voor die perde span, en dan wil ons die kar slaan, en dan wil ons hê ons moet ergens uitkom, maar dit gaan nie daaroor nie. Mense, ek self het dit probeer, ek was aan die einde van myself gewees, omdat ek dit nie kon regkry nie, en ek volgens my nie gekwalifiseer het op grond van my basiese Bybelkennis, het ek nie gekwalifiseer vir die ewige lewe nie. Maar toe ek die werklikheid ontdek, en die regte ding begin glo, toe verander dit my hele lewe, en dit verander die hele werklikheid, en dit verander die manier waarop ek dinge doen, die manier waarop ek na goed kyk. So, baie, baie belangrik. Dit gaan nie oor dit of dit nie, dit gaan oor wat jy glo, en dit is die werklikheid. 'n vriend van my het op 'n stadium het hy vir sy seun gesê, hy sê, wat ook nou maar 'n bietjie verkeerde dinge gedoen het, toe sê hy, moenie probeer om die verkeerde dinge op te hou doen nie, want jy gaan dit nie reg kry nie. Begin inkyk in die skrif en begin die regte dinge doen. Jy sien, want die regte dinge sal daardie verkeerde dinge heeltemal oorskadu, dit sal dit wegneem, heeltemal wegneem, na mate jy weet wat 'n tipe mens jy is, en wat is die tipe lewe wat Jesus Christus vir jou gegee het. So ek sê altyd vir die mense, dit is belangrik, die van die mense wat karavane of sleepwaan sleep, die oomblik wat jy ry, en daai sleepwa begin swaai agter die kar, en jy trap rem, dan gooi jy vir hom om. Die oomblik wat dit gebeur, moet jy vet gee. En dit is dieselfde in ons lewens. As daar verkeerde dinge in jou lewe is, en dinge begin swaar trek, en jy na jou lewe kyk, en jy sien, dis nie, weet jy wat, my lewe is nie op die regte, ek is nie op die regte plek nie, my dinge in my lewe werk nie uit nie, begin vet gee in die geloof. Dis die belangrikste ding. Nou, as ons na dit gaan kyk, dan sien ons, dat
Ons is op aarde vir God, hy het ons geskape, hy het die boeke van begin tot einde in sy hand, hy het alles begin en alles gaan in hom eindig, en dan kom hierdie groot God in Hebreërs 11 vers 6 en hy sê, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Jy sien, dit is die hele werklikheid, gaan nie oor dit of dit gaan sonder geloof. Geloof is 'n oortuiging van dit wat God in Jesus Christus gedoen het, vir jou, namens jou of as jy, het hy dit gedoen, omdat jy dit nie kon doen nie. Die loon van die sonde is die dood, en dit is wat Christus kom aanspreek het. Hy sê, sonder geloof, onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. Nou, ek sit baie keer as ek met mense praat, en ek meen, dit is absolute werklikheid, dat 'n mens moet konstant op hierdie werklikhede fokus, dat die skrif is regdeur. Na die kruisiging, dan is die skrif regdeur praat net van geloof. Praat nie van enige iets anders nie. Inteendeel, van die begin af, as ons na Romeine 4 kyk, dan praat hy van Abraham, verduidelik hy dit vir ons. Dit gaan net oor geloof, maar ons het dit nou gemaak, geloof en dit, en dit, en dit, en jy moet 'n beter mens word. Jy gaan, dan kry jy iemand daar buitekant die kerk sit, op straat, verkeerde dinge, en drink verkeerde goed, en rook verkeerde goed, en alles, dan sê vir hom, weet jy wat, kom kerk toe. Nee, die Here is lief vir jou. Hy aanvaar jou net soos wat jy is. En dan kom hy kerk toe. En dan as hy daar kom, dan begin ons nou vir hom voorskryf. Jy moet nou dit, jy moet nou 'n bietjie dit begin doen, en jy moet nou 'n bietjie dit begin doen. Mense, skrif sê, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. So die oomblik wat jy geloof het, dan behaag jy God. En dit is die groot werklikheid wat ons het. Nou gaan hy verder, en dan praat hy van hierdie groot, enorme geskenk wat God vir ons gegee het. Naamlik die Heilige Gees. Dan sê hy Efesiërs 1 vers 13, hy sê, toe jy hierdie woord van die waarheid, die evangelie dat jy gered is, die evangelie van jou redding, toe jy dit gehoor het, nou baie almal het dit gehoor, maar toe jy dit ook glo, geloof is 'n aanvaarding, geloof is 'n oortuiging, die oomblik toe jy dit glo, toe jy dit vir jouself vat, hy sê, toe word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Dis nie 'n jumping jack in, uit nie, maar die oomblik wat jy daai oortuiging het, en dit is baie, baie belangrik. So, as jy verkeerde dinge in jou lewe het, as jou lewe nie vir jou uitwerk nie, dan gaan dit nie daaroor dat jy dit gaan probeer maak uitwerk nie. Niemand kon dit ooit reg kry nie. Jy moet net tot geloof kom, en geloof sal daardie werklikhede vir jou verander. Nou, as ons daarvan praat, dan praat ons nou van wat moet jy glo? Ek wil nou kyk, ons praat geloof, Romeine 4, dan praat hy van Abraham, die vader van geloof. Dan kyk jy dat hy het absoluut vasgestaan in dit wat God vir ons sê. Dit was 'n skaduwee gewees. Abraham, God sê vir hom, Abraham, jy gaan 'n seun hê, en Abraham staan vas, totdat dit onmoontlik vir hom is, onmoontlik vir Sara is, en dan beskryf die hele Romeine 4 vir ons dit, maar hy het vasgestaan van geloof tot geloof, hy het glad nie, hoop op hoop het hy gestaan, en hy het glad nie teruggedeins nie, en die skrif sê, selfs toe Abraham sy seun moes offer, toe het hy gesê, hy glo dat God sal hom weer lewendig maak. Hy het absoluut net in geloof gestaan, met 'n oortuiging, dat hierdie groot God het my geroep, toe ek nog 'n heiden was, en dit is die werklikheid van geloof. Nou, kom hy nou praat hy oor Abraham se geloof, dan kom hy in Romeine 4, vers 24, dan sê hy, maar hierdie is nie net vir Abraham geskryf nie, hy sê, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Jy sien, ons moet glo, dat Jesus uit die dode uit opgewek is, dan sê hy, hierdie Jesus, vers 25, wat oorgelewer is terwille van ons misdade, en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Weet jy, ons is baie geneig om net die helfte te glo. En as jy net die helfte glo, dan is dit nie dat net die helfte werk nie, dan werk niks. Want jy sien dat God het in Christus vir ons gesterf om te voldoen wat die Ou Testament van ons verwag. Romeine 6 vers 23, ek gaan hom sommer gou vir ons lees hierso net. Hy sê,
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Dan sien jy die genadegawe, hy praat hier van die genadegawe, en ons wil so vreeslik graag die gawes hê, maar dan sien ons dat geloof is 'n gawe. Jy sien, dit is 'n gawe, dit is wat God vir ons gee. Ons sal nou weer lees van dit. En dit is baie, baie belangrik dat ons sien, dat baie keer dan glo ons in ons tradisie, dat Christus het vir ons sondes gesterf, en dis dit. Nee, hy het vir ons sondes gesterf, maar hy het ook opgestaan en vir ons die ewige lewe gegee het, sodat wanneer jy dit hoor en dit glo, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. En daai werklikhede sal dan uit jou voortspruit, want die hele werklikheid is dat jy was saam met Christus gekruisig. Ons sal 'n bietjie daarna kyk, en jy leef nie meer nie, maar Christus is nou jou lewe. Jy sien, dit is die werklikheid. Nou sê hy dat hy is oorgelewer ter wille van ons misdade en opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Nie hoe jy jouself moet verbeter ensovoorts nie, net geloof. Omdat ons dan, vir hoofstuk 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Jy sien, dis 'n genadegawe. Ons het deur die geloof het ons toegang tot die genade waarin ons staan. Nie waarin ons gaan partykeer staan en partykeer nie staan nie, waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Dit is so fantasties as 'n mens besef dat die enigste werklikheid is geloof. En daardie man wat sy seun nie gesond kon word nie, hy sê vir Jesus, hy sê, kom my ongeloof te hulp. Want hy besef toe dadelik, dit gaan net oor geloof. Nou as ons in Romeine 5 verder gaan kyk, dan sê hy, wat moet ons glo? Dis die belangrikste, dit gaan oor wat jy glo. En dit wat jy glo, sal jou werklikhede verander. Hy sê, vers 14, Romeine 5, hy sê, tog het die dood geheers van Adam tot Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het nie in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Dan sê hy vir ons, dat hierdie Ou Testament was 'n skaduwee van dit wat sou kom. Hy sê duidelik hierso, hy sê, dit gaan nie net oor die ouens, oor Adam wat gesondig het nie. Almal is ingesluit in die sonde as gevolg van die een mens Adam. Nou kom hy met die veel meer, Romeine 5 is die much more chapter, nou kom hy met die veel meer boodskap. Hy sê vers 15, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een, dis Adam, baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens Jesus Christus vir baie oorvloedig geword. Jy sien, vir baie, mense, dit is so fantasties as 'n mens besef, dit is nie dit wat Christus gedoen het en baie ander goed, hoe jy jouself moet verbeter, hoe jy heilig moet word nie, al daai, hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 30, dit is alles uit God wat ons in Christus gesit het, wat vir ons geword het, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Dis Christus het dit vir ons geword. Die oomblik wat jy dit glo, word dit joune, want Christus is jou lewe. Kom ons gaan verder, dan kyk ons in vers 16, hy sê, en nie soos die een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Dat jy vrygespreek word, nie van dit wat jy gedoen het, nie van dit wat Adam gedoen het, toe hy die sonde in die bloed gebring het. Mense, as ons net hierdie wegspring kan hê, dat ons saak met Christus is reggestel. Eintlik moes ek dit gelees het, maar terwille van tyd, in die vers 9 tot 11, dan praat hy daarvan, dat ons is nou met God versoen. Nie jy gaan nie, jy is met God versoen, en dis 'n versoening wat God gedoen het. Kyk mooi wat sê vers 17, wat as ten gevolge van die misdaad van die een, dis Adam. Jy sien, hy praat nie oor jou nie, hy praat oor Adam. Hy sê, as gevolg van Adam se sondes moes almal gesterf het. En nou sê hy, maar as gevolg van een daad van geregtigheid,
Jesus Christus aan die kruis, want God het in Genesis 3 vers 15 gesê, vrou, jou saad gaan die saak kom regstel, het een mens, Jesus Christus, gekom en dit alles kom herstel. Nou wie gaan jy glo? As Adam wat 'n mens was, almal in sondes kon dompel, hoe gaan Jesus wat God self was, dit nie kon regkry om almal uit dit uit te haal? Mense, dit is so belangrik dat ons dit besef. Hy sê, as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. In hierdie lewe heers deur die een Jesus Christus. Want Jesus Christus is na jou lewe. Jesus het gebid, Johannes 17, Vader, maak hulle een soos wat ons een is. En dan kom hy in 1 Johannes 4 vers 9, dan sê hy julle ken die liefde van God, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat ons deur hom kan lewe. Dis nie jy nie. En daarom is jou lewe geregverdig, daarom is jou lewe heilig, daarom het jy al hierdie genadegawes wat God gegee het. Kyk, hier staan hy nou in die 18de vers 17, hy sê, en jy kan nou weer heers. Want dit was God se oorspronklike idee vir die mens, dat die mens moes heers op planeet aarde. God wou nie daar heers nie. Hy het dit vir die mens gegee, gesê, hier sy, heers jy oor dit. Nou as ons nie eers by die eerste stap kom, die aanvaarding, dat dit wat Christus gedoen het vir my genoeg was, en dat dit 'n werklikheid is nie, hoe gaan ek nog by heerskappy uitkom? Sien jy hoeveel verloor ons? Omdat ons sê, ja nee, kyk daarso, jy moet jouself eers verbeter, jy moet baie ander dinge doen. Nee, dit gaan nie oor wat jy doen of nie doen nie, dit gaan oor wat jy glo, dis jou werklikheid. En dan kom hy hier in vers 18, hy sê, daarom dan net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir daai selfe alle mense, soos wat almal verlore was, deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Hoekom gaan mense nog verlore? Omdat hulle dit nie geglo het nie. Dis die enigste werklikheid. Kyk mooi wat het met jou gebeur. Ek gaan 'n bietjie oorslaan, Romeine 6 vers 4, hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos wat Christus uit die dode opgewek is, ons is saam met hom gekruisig. 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21, Galasiërs 2 vers 20, ons is saam met hom gekruisig, en ons het saam met hom opgestaan. Hy sê, net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons probeer elke dag 'n nuwe blaadjie omslaan, 'n nuwe werklikheid kry. Hoe kry jy daai werklikheid? Gaan nie oor wat jy doen nie, dit gaan absoluut net dit wat jy glo. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe is die ewige lewe in Jesus Christus, Romeine 6 vers 23. Nou baie belangrik is wat, as ons na hierdie werklikhede gaan kyk, dan sê Spreuke 23 vers 7 vir ons, as a man thinks in his heart, so is he. Hy sê, soos wat 'n mens in hom sy hart voorneem, so is hy. Gaan kyk daar, baie mense, dan sê hulle, dit is, hy voel siek, en naderhand dan begin hy regtig siek word. Nou onthou al die goed in die natuurlike en die geestelike werk in 'n positief en in 'n negatief. So, maar die ander werklikheid is, as jy gesond voel, as jy vry voel, as jy in 'n werklikheid voel, dan is dit wat jy gaan ervaar. Hy praat daarvan in Jesaja 41, so van vers 14, dan sê hy, wurmpie Jakob, volkie Israel, so half verkleinerend. Hy sê, kyk, ek is jou verlosser. God sê, hy is jou verlosser. Jy gaan jouself nie verlosser nie, want jy sien jouself as 'n wurmpie. Hy sê, wat klein blaartjies vreet. Wurmpie eet blaartjies, en net die sagte deeltjie van die blare. Hy sê, kyk, ek sal jou maak tot 'n nuwe dorslee, wat berge sal opmaal en fyn sal maal soos kaf. Dit is wat God sê, wat hy vir jou bedink het. Hy sê in Jeremia, hy sê, ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Dis wat God vir jou daar het. Dit hang af, hoe sien jy jouself? Wat dink jy van jouself? En al daai werklikhede is net deur geloof.
En dan is dit baie, baie belangrik, dat ons gaan kyk, terwyl ons nou hier in Romeine 1 is, dan praat hy van hierdie werklikheid, en dit is Romeine 1 vers 16, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hierdie evangelie, die vryspraak, die geregtigheidsboodskap, dit wat ek vir u oorbring, hy sê, dit wat Christus gedoen het, nie dit wat jy moet doen nie. Hy sê, dit is die krag van God vir elkeen wat glo. Hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal nou net uit die geloof lewe. Net uit die geloof lewe. Dis die werklikheid. So dit is absoluut van geloof tot geloof. Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons met mekaar oor hierdie werklikhede praat. Want jy sien die geskenk wat gekom het, Kolossense 1 vers 26, van vers 26 af. Hy sê, dit wat vir eeue en geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is, naamlik Christus in die mens. Christus nou jou lewe. Hy sê, hom verkondig ons. En hom, terwyl ons hom aan elke mens verkondig, en elke mens volmaak in Christus voorstel. Mense, baie belangrik, Kolossense 1 vers 28. Hy sê, ons moet elke mens volmaak in Christus voorstel, ons moet elke mens in alle wysheid onderrig, en dit is wat ons doen as ons met mekaar praat hieroor, want geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. So belangrik, as jy daarna gaan kyk, wat glo jy? As jy begin dink aan Kolossense 1, terwyl ek nou van Kolossense praat, ek haal net aan, vers 12, hy sê, dit is God wat ons bekwaam gemaak het. Dis nie my bekwaamheid nie, maar dis absoluut iets wat God gedoen het. Hy sê, God wat ons bekwaam gemaak het. En dan gaan hy vers 13 en sê, wat ons oorgebring het uit die mag van die duisternis na die wonderbaarlike lig. Sien, met ander woorde, uit die probleem na die antwoord. Jy sien, uit die boom van die kennis van goed en kwaad na die boom van die lewe. Dis absoluut God wat in Christus ons oorgebring het van daar af. Ek sê altyd, as jy 'n kykie uit of 'n hondjie uit een boks uithaal en jy sit hom in 'n ander boks, dan sê hy in die ander boks. Hy is nie meer in die eerste een nie. En dis wat God in Christus gedoen het. Hy het vir elke mens gesterf. Die skrif sê 2 Korintiërs 5 vers 15, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. Jy sien, so hy het ons gegaan, en hy het vir ons daarna 'n nuwe lewe gegee. So mense, die probleem wat ons het, is net, daar's 'n paar goedjies, ek gaan daarmee afsluit. Hy sê, sonder geloof onmoontlik om God te behaag, want dit gaan net oor geloof, jou oortuiging, nie jou oortuiging van die Ou Testament nie jou oortuiging van hoe goed jy doen nie, hoe goed jy presteer nie, maar absoluut jou oortuiging van dit wat God in Christus vir jou gedoen het. Daarom het hy hierdie skriffies gegee, Habakuk 2 vers 4, Romeine het gesê 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, in Hebreërs 10 vers 38, die regverdige sal nou net uit die geloof lewe. En dit wat jy glo gaan manifesteer. As jy glo jy's 'n wurm, gaan 'n wurm manifesteer. As jy glo jy's 'n sondaar, dan gaan jy 'n sondaar wees, jy gaan moet sondig om 'n sondaar te bly. Jy sal nooit by 'n werklikheid uitkom nie. Maar as jy glo dat Christus is my lewe, hy het gedoen wat die Ou Testament van my verwag het, die loon van die sonde is die dood, hy het vir my gesterwe, maar hy het my nie alleen gelos nie, ek het saam met hom opgestaan, en dan besef jy, dan is, dat jy het hom nou aanvaar, hy is jou lewe, en dan kan jy met reg sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is, maar jy kan nie sê, ag, weet jy wat, ek probeer maar nog nie, om by Christus uit te kom nie, want as die probleem by jou uitkom, en jy probeer by Christus uitkom, dan is jy daarmee heen. Maar die oomblik wat jy besef, Jesus het 2000 jaar terug by jou uitgekom, hy is nou jou lewe, en die probleem kom, dan weet jy, die probleem kom teen Christus, nie teen jou nie. Mense, is so belangrik. Die ander ding wat belangrik is, dat ons moet weet, dit gaan absoluut oor onkunde. Ou Testament, Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. In die Nuwe Testament kom hy Efesiërs 4 vers 18 en sê, julle is geskei van die lewe van God net deur onkunde.
Daai groter as hy wat in my is. Jy is geskei daarvan, net deur onkunde. En dan die laaste dingetjie wat ek wil sê, daar's nog baie ander redes, is dat jy verhard jou. Nou dis die tweede deel van Efesiërs 4 vers 18, julle is geskei van die lewe van God deur onkunde, omdat julle verhard. Jy hoor hierdie woord, maar jy verhard jou. In Romeine 1, hier staan hy vers 18 en 19, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense. Watter mense? Wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Jy sien, so dit is die derde ding wat ek wil noem. Jy onderdruk hierdie werklikhede in jou lewe. Hy sê, omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Mense is so belangrik. Dit gaan nie oor wat jy doen of nie doen nie, maar kyk na jou lewe. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek jouself of jy in Christus is. Wanneer jou dinge nie uitwerk nie, besef, daar's net een antwoord, en dit is die woord, dit is geloof. Amen. I'm found was blind, but now